Vader, ons kom in Jesus se naam en sê so dankie dat ons kan by mekaar kom en so dankie om in u teenwoordigheid te kom. Dankie vir die lekker reentjie wat val en dat dit is soos 'n vars blessing wat ons net kan weet. Die druppels is net u seëninge. En soos wat dit val, Here, kom daar groei en daar kom saad wat opkom en nuwe lewe. En ons sê vir u dankie vir dit. Dankie dat daar altyd nuwe druppels is wat u vir ons gee. Dat daar kan ontkieming kom en dat daar kan groei kom. Vader, ons bid dat ons in hierdie laaste ure wat ons leef, u stem sal hoor, dieper sal lewe na u toe, teen aan u hart sal wees, ons ore oop sal wees om te hoor wat u wil sê. Dat ons sal sê, spreek Here, u diensmaagde en diensknegte luister. Ons eer u as God, Jahweh Almagtig. Ons sit hier op die troon, u verheerlik u en sê saam met die engele, Holy, 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 are you Lord God Almighty. En ons bid, Vader, dat hierdie byeenkoms vanaand u sal verheerlik. Breek vir ons oop, Here, bederf vir ons met al u lekkerte, wat u vir ons wil gee, wat u kom doen het, hoe lief u vir ons gehad het om u seun te gegee het, sodat ons nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe saam met u kan hê, die herstel wat u vir ons wil bring, die genesing wat u vir ons wil bring. Ons seël dit af met Jesus se naam. Amen. So vanaand wil ek gou praat oor 'n most amazing fees wat die Here vir ons gegee het in 'n gebeur. Ek het eintlik so baie om te sê, so ek sal nie so vinnig praat nie, hoor julle niks, so ek sal met mooi praat, maar kyk hoe gaan ek dit sê. So Jesus se kruisiging, die bloed wat gevloei het, hy wat vir ons Vader so lief het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ons kan lewe en nie sterwe nie. En sodat ons klaar op aarde koninkryk kan beleef. Nie net eendag as ons hemel toe gaan nie. Reeds hierso op aarde. Nou gaan kyk 'n bietjie, ek weet nie eers waar nie, Genesis. Ek weet nie wat se hoofstuk nie, maar Adam en Eva het gesondag, deurdat Eva vir die slang geluister het, nê? En hy het vir haar gesê, moenie glo wat God gesê het, nie? Hy wil net nie hê julle moet ook soos God wees nie. Hy wil nie hê julle moet ook weet en kennis hê nie. Wat het hy gesê? Nee, julle moet van hierdie boom van kennis van goed en kwaad nie eet nie. Hy het gesê, eet van die boom van die lewe. So wie is die boom van die lewe? Jesus Christus. Ek het ons al vir julle gesê, as die Bybel praat van bome, gaan kyk maar profeties, die ou wat blind is, toe kan hy wees bome eers gesien en toe sien hy die mense raak. Maar hy sê toe vir hulle, eet van daai boom van kennis van goed en kwaad, dat julle ook soos die gode kan wees, soos 'n God kan wees. So daai ding van 'n God wees en die muur van Babylon bou, die stad Babylon bou, kom van oudtyd af van pride wees, nê? Want hoekom is Satan uit die hemel gewerp? Pride. Hy wou mos soos God gewees het, hy het pride gehad. En toe kom vertel hy vir hulle, maar julle kan ook nou God wees. So wat staan in jou op as jy nou daai wil wees, jy wil ook God wees? Nee, dis pride. En daar gaan hulle en hulle gaan eet van daai vrug. Van die boom van kennis van goed en kwaad. En vandag nog wil ons van daai boom eet. Is ons die fariseërs wat die hoogs geletterde leerkundiges was. Hulle wil alles weet, al die wette, al die stiptelik, al die goeters. Maar is dit 'n hart? Dit is nie 'n hart nie. Maar toe kom God in die sagtheid van die aandwenkie daaraan. Nou kruip hulle weg, nê, want jy voel mos nou nie lekker as jy gesondag het nie. En hulle maak hulle toe met, wat het hulle? Vyeblare, nê? Blare. Wat gee God die Vader vir hulle om hulle te bedek? 'n velletjie. Om 'n velletjie te kry, wat moet jy doen? 'n lammetjie slag. Wie dink julle was daai lam? So reeds daar is die lam profeties geslag om te wys. Ek bedek julle so lank in hierdie sonde met die lam wat ek slag. Ek sit 'n stukkie klere om jou te bedek.
as 'n profetiese om te sien. Die slag, Vader kom, hy gaan nie vye blare vat nie, hy vat die lammetjie. Nou gaan ons gou vorentoe hardloop. Nou is die Israeliete, hier's hongersnood, en op 'n manier beland hulle bonatuurlik, deurdat die boeties vir Josef mos nou daar in die put gooi, en hy kom uit, want dis 'n jaloesie oor hy al hierdie drome kan droom, en hy kom uit in Egipte. En daar is dit 'n lang storie, maar ek meen die Here red hulle van hongersnood, en so kom die hele volk, sy familiegesin, kom ook soontoe. En hulle is versorg, en hulle kom by mekaar uit, en is 'n beautiful story. Maar, daar is nou die Joodse volk. En hier is die Joodse volk word meer en meer en meer. En wie skrik? Farao en die Egiptenare, want wie gaan nou hier oorneem? Hierdie is my pride, hierdie is my rykdom, hierdie is my alles. Wat gebeur hierso? Hierdie kan nie gebeur nie. En hulle probeer 'n manier kry om die Israeliete te onderdruk. Hulle laat naderhand vir hulle sê, gaan haal julle eie strooi om die stene te meng, maar dieselfde tyd om dieselfde hoeveelheid stene wat julle moet maak, moet julle regkry. Hulle word geslat, hulle word geslawerny. Dit is regtig nie meer aangenaam om daarso te wees nie. En hulle roep uit tot hulle God. En hy stuur vir hulle hulp. In die vorm van Moses. En Moses kom tot die Farao, en hy sê vir die Farao, jy moet hierdie volk laat gaan, dit is God se instruksie. Maar wat het hy vir die Farao gesê? Hoekom moet die volk gaan? Hulle moet gaan worship in die woestyn. Hulle moet God gaan worship. So sien julle dat God se hart is, ons is in slawerny, nê? Hierdie het in die Ou Testament genuen gebeur, dit is die volk, hulle is in slawerny, hulle moet bou, hulle moet al hierdie goeders doen. Maar God se hart is, ons moet hom worship. Hy wil hê ons moet uit slawerny kom, hy wil hê ons moet nie vasgevang wees in hierdie hardship, soos Dion Sondag, daai juk. Hy wil nie ons met daai juk hê nie, hy wil hê ons moet vrykom. Maar dink jy die wêreld wil vir jou los? Die wêreld wil vir jou nie los nie. So God het 'n hele, ek wil amper sê, dit is soos 'n, jy weet, voor jy 'n hoofvertoning het, dan het jy mos 'n rehearsal. Op skool dan het ons konserte, en dan moet jy dit nou rehearse, en dan kom die groot vertoning. So hierso het God sy eerste prentjie wat hy vir hulle kom wys, van hoe soek hy sy rehearsal. En sy rehearsal is, Farao wil nie luister nie. My volk moet uit slawerny kom, want my volk moet my gaan dien. Nie meer slawe wees nie. Nie meer aan al hierdie afgode en hierdie goed onderworpe wees nie. Ek is die lewende God en hulle sal my dien, en hulle roep uit na my al hierdie jare en jare, en ek gaan hulle hier uitvat. Maar hy gee vir hulle instruksie. Hy sê vir hulle hy het spesifieke instruksie. Julle weet God se God van orde, nê? Jy weet, hy maak nie eers, hy is nie te mekaar nie. Hy maak nie eers, jy weet, laat dit gebeur, en dan sê hy, o, gids, hier is nou die mekaar, ek het nou reën gegee, nou het ek die saad in die grond nie, o, ja, ok, wacht, laat ek nou net eers saad in die grond kry, nou sal ek weer die reën kom, he's perfect, hy's excellence. Ek sê altyd, as jy in perfectionisme lei, kry dit uit jou pad uit. Kom in excellence. Moenie perfectionisties probeer wees nie, dis die boom van kennis van goed en kwaad. Kom in Jesus Christus se excellence in. Excellence, nee? En hy sê vir hulle, hier is julle riglyne. Maar dis nie net van doen wat jy lus het nie. Jy weet, toe ons hier in George ingekom het, toe bou 'n ou vir ons 'n huis. En toe moet my man bietjie help die huis bou, want toe lyk dit my die dinge val bietjie plat. En hy kom maar in 'n kamer in, maar hulle bou met lampies. En hy sê, maar waar is die vensters hierso? Nee, is die vensters nie. En die ou rukkie planne daar uit, en want die uitklinke bouer sit net, hy het so kar gehad, hy sit net elke dag in sy kar. Nou die span bou en hy sit in sy kar. So my man het nie eens moeilikheid, hy moet kom saam bou.
En is hy, nee, hier is die plan, o jee, hier moet vensters wees, o jee, okay, ons eers bietjie uitbreek en aangaan. En ja, nou my dogter was toe so, standaard 3, en sy sê, papa, gebruik hy die, wat het ek gesê, die bouplanne? Net as 'n riglyn. Is dit net 'n riglyn? Is dit nie van, jy volgende stap, sy standaard 3, sy vra al klaar. Papa, is daai bouplanne net 'n riglyn vir die ou, of besef hy moet kyk wat daar aangaan? So God's 'n God van orde, hy hierdie presiese exact hoe hy dit soek. En hy sê vir hulle, kry 'n lammetjie. En hy sê, daai lammetjie moet jy vir 3 dae ondersoek. Hoekom? Wat moes hulle soek in die lammetjie? Hy moet perfek wees. Hy mag geen fout gehad het nie, geen gebreekte bene nie, niks. Dit moes perfek gewees het. Hulle 3 dae wat hulle daai lammetjie vir perfek, nê? En toe hulle daai lammetjie slag, mag hulle die bene gebreek het. Hulle mag nie. En daar was spesifieke wat hulle moes gedoen het daarso met die lammetjie. En dan moes hulle nou die lammetjie se bloed gevat het. En wat moes hulle met daai bloed gemaak het? Dophous daar, dophous daar, dophous daar. Nou as jy die tempel van God is, waar olie smeer ons altyd olie aan? Hierso, hierso, hierso. Sonder dat ons besef, net soos wat die bloed op die doopous gekom het, nê? Smeer aan. En toe sê hy vir hulle, julle moet haastig gaan. Dis nie van pak al jou goedjies eers rustig in, en eers lekker besluit, en Tannie Sunny, waar is jy in die queue, en ons gaan daar wees, hulle moet haastig gaan. Hy het vir hulle, en hulle die brood, dit wat hulle gevat het, moes unleaven wees. Daar moes nie gis in gewees het nie. So gis in die Bybel verteenwoordig wat? Die suurdeeg, wat verteenwoordig dit? Sonde. So, hy het vir hulle gesê, gaan, sonder daai suurdeeg. Want Jesus het ook 'n parabole, gelykenis vertel, van net daai bietjie, het jy gesien as jy brood bak, ons bak mos altyd brood nou deesdae in die nuwe moderne tyd, maar as jy net een stukkie suurdeeg daar sit, dan gaan hy deur die hele ding. So hy het gesê, los daai, net profetiek, los daai suurdeeg, los daai, gaan haastig, en dan gat julle, en dan kom julle weg, uit hierdie slawerny uit, sodat julle gaan aanbid. En daar is wie gestuur om te beweeg, kan julle dink daai aand, imagine julle daai aand, kan julle dink, ek kry eintlik hoendervleis, kan julle dink, stilte sak, dit raak, ek meen die, in die Bybelse tyd, die Romeine die kalender verander, maar God het altyd gesê, dit was nag, en dit was dag, die volgende dag. So, in Bybelse tyd, het 'n volgende dag begin 6 uur die aand. So vanaand nou 6 uur, toe die klok 6 uur slaat, het ons eintlik in Bybelse tyd ingegaan in donderdag. Julle verstaan, né? Maar Romeinse tyd begin dit nou 12 uur. Maar Bybelse tyd, toe God die aarde geskep het, dit was sy ritme, dit was sy tydlyn. So hier sak dit, son, hier raak het donker, 6 uur kom, raak aand, en kan julle dink, beweeg daai doodsengel. Kan julle dink, soos wat daar's al flieks gemaak, wat mense dit net bietjie kan imagine. Hier gaan daai doodsengel. En dan daar waar die by die doopous daar beweeg, en daar is die bloed van die lammetjie, dan pass over hy, pass over. Pass over, volgende een, pass over. En daar waar dit nie was, die bloed van Christus, wat in die toekoms is nou deur 'n profetiese paaslam op was nie, is daai eersgeborene, het hulle almal doodgegaan. Dit moes verskriklik gewees het. En daar gat hulle huislie, en hulle is daarso op pad. En waar kom hulle uit, wat hulle gestop is, wat hulle nie kan verder gaan nie? Sê weer?
Hulle kan nie verder gaan nie. En die Here en die Vader sê vir hulle, moenie bekommer nie. En hy praat met Moses. Julle dink hoe lekker moes dit vir Moses gewees het om al daai goed te hoor. Om net so God so duidelik te hoor. En ten spyte van dit wil jy nog steeds hakkel. Imagine. Ten spyte van die lewende God wat aan jou openbaar en is, jy nog steeds hakkel. Dis net ongelooflik. Ons mens wees, maar ons is mense, nee, ons verstaan dit. En hy sê vir hulle, jy weet, Moses gaan daar oopmaak en hulle gaan deurgaan. So dink 'n bietjie, as jy nou profeties, jy het Christus aangeneem as jou verlosser, die dag as jy hom aanneem, dan sit jy mos sy bloed oor jou, sy bloed vergewe jou sonde, né? En nadat jy hom aangeneem het, wat is die instruksie in die Bybel wat ons as gelowiges moet doen? Gaan doop. En kan julle glo, profeties, maak God die Vader daai waters oop. En daar doop daai hele volk as hulle daar deurstap. Stap hulle deur daai doopwater. Hulle is gedoop. Ongelooflik. Is dit nie beautiful nie? Ok, nou kan ons nou kom waar hulle nou die kliptafels kry en verder gaan. Maar kom stap nou net eers stop hierso, want ons wil nou eintlik mos net bly by hierdie prentjie. Nou gaan ons vorentoe, honderde jare vorentoe. Nou wat hulle doen is daai fees, hierdie wat God vir hulle gedoen het, uit slawerny gevat het. Hulle gaan en hulle elke jaar sê God vir hulle, Levitikus sê hy vir hulle, it's my feast, onderhou my feeste. En hierdie is God se fees, een van sy eintlik drie in een van sy feeste, wat ons vier dan, maar wat hulle nou gaan toe. Hulle hou die fees van die lammetjie wat slag, en hulle hou die fees vir 7 dae lank, mag hulle nie wat eet nie. Hulle mag nie gesuurde brode eet vir 7 dae lank nie. So die Israeliete moet vir al daai honderde jare, tot wat Christus gekruisig is, rehearse hulle. Hierso, is weer daai tyd van die jaar, presies hierdie dag, presies hierdie tyd op die kalender, as 6 uur kom, as die son sak, dan hou hulle die Passover meal, hulle het 'n caps waaruit hulle drink, elke cap het 'n betekenis, wat hulle sê, hulle het 'n sê ding in Israel, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, blessed are you Yahweh, our creator, our king of the universe. Hulle sê dit elke Vrydag aand. En 'n paar keer. En dan het hulle die ongesuurde broodjie wat hulle breek, en hulle die lamsvleisie wat hulle weet, as hulle daai tyd van die jaar kom, dan het hulle nou daai lamsvleisie, die hele ritueeltjie wat hulle doen, né? En die hoërpriester daai tyd moet ingaan, atonement kry, die hele prentjie. Hulle daai rehearsaltjie presies, elke jaar, rehearse hom, in volmaaktheid, rehearse hom, die lammetjie, die caps wat ons drink, dit wat ons profeteer, geen fault en blemish op die lammetjie nie, geen bene wat breek nie, eer die Vader uit slawerny kom, 7 dae eet ons nie suur nie, die 7 dae verteenwoordig wat? Wat is 7? Wat is die getal 7 in die Bybel? Volmaaktheid. Jy kry Sarel 10 uit 10 vir al die antwoorde wat jy ken. 7, sê sy bietjie, Rina so bietjie daai kant. 7 staan vir, 7 is God se getal. 7 staan vir perfection, volmaak. 7 verteenwoordig jou tydlyn hier op aarde. So God kom met 'n profetiese ding vir daai fees wat gevier word, daai 7 dae. Jy weet, hulle mag niks met suurdeeg in hulle huis hê in daai fees nie. En tot vandag, die Jode wat nou nog nie weet Christus het gekom, julle moenie die mekaar raak en dink Jode glo nie in Christus nie. Hulle weet God het 'n seun. Hulle erken hom. Hulle weet net nie hy het al gekom nie. Hulle verwag hom vir die eerste keer.
maar hy het al gekom, maar hulle het mos nou geblinddoek, soos 'n wyl wat voor hulle is. So daai fees wat hulle vier, profeties, moet hulle daai huis gaan skoonmaak. Daar mag niks wat suurdeeg in het in daai huis wees nie. So dis 'n prophetic action wat hulle doen, om te wys op jou 7 dae, jou volmaakte lewe wat die Here hier vir jou op aarde gee. Wat dit aanhoudend is wat ons die lewen, die sonde uitkry. Want die dag toe ons in Christus gekom het ons al die sonde net weggewees. Dit was mos nie. Dis nou 'n journey. Party van die goed kom jy, ek en Rieske praat nou die dag. Ek en sy erken toe, daar was een ding wat ek en sy albei verkeerd gedoen het toe ons jong was. Ons praat daaroor. Ek sê, "Kan jy glo ek het dit gedoen toe ek jong was?" Sy sê, "Ek het dieselfde gedoen." Ek sê, "Kan jy glo?" Ek sê, "In daai tyd is ek ook lief van die Here en ek was sy kind, maar ek het gedink ek's okay." Ek sê, "Dit was asof jy dit nie geklik het nie." Nou, toe jy ouer raak en als moet jy klik, dit was nie reg nie, ek moes repent, ek moet skoonmaak, ek moet uitsorteer. So hier kom jy by die Here uit, maar daar's goed wat jy jou hele journey nou die lewe uitkry. En profeties doen hulle daai, hulle gaan haal alsyd, as dit nou, ek weet nie wat dit al suurdeeg in nie, maar elke liewe ding, jy weet, ek weet jy mag reis, hulle mag reis hou. Daar's spesifieke goed wat hulle daai tyd mag hou, maar enigiets wat 'n suurdeeg is, moet uit. Om net te wys, out of my life, vir 7 dae, kom dit uit. En dan het hulle nou die hele prentjie, en dit is hoe hulle dit vier, en dit is daai hele rehearsal. Hier kom honderde jare vorentoe. Hulle rehearse om elke jaar. Hier kom Christus aarde toe, en almal het hierdie verwagting, hier gaan 'n koning kom. Hier gaan 'n groot geveg wees. Hy gaan vir hierdie Romeine en mense op hulle kop sit. Ek meen, ek het nou 'n boek gelees, wat vir my ontsettend ontstellend was, maar dit was eintlik so goed, dat 'n ou net weer klik. Julle, ons verstaan nie hoe's Christene gemartel nie. Christene is soos fakkels, lewendig aangesteek, om lig te gee vir die stad. Hulle het in die, dan wat noem jy daai ding wat hulle die gevegte gehou het, in die Colosseum, ja, in die Colosseum, het hulle Christene daar gaan sit, en leeu's ingestuur. Die mense is geëntertain, hulle het hysteries geskree, hoe meer bloed daar was, hoe lekker, die vrouens het meer as die mans geskree. Hulle skryf dat die vrouens flou geword het van excitement, en die gladiators, en hulle sê, dit was eintlik vir hulle so irritasie, die Christene wat hulle ingeset het, want hulle het net hierdie vrede gehad, en gesterf. Hulle wou nie 'n ander mens doodgemaak het, om te oorleef nie. Want hulle het net God aangeroep, sy vrede. Ek meen, die disippels gaan lees, die een se kop is afgekap, die een is middeldeur gesny vir sy geloof. Waar val ons uit, nê? Ons het nie naby dit nie. Honderde jare vorentoe gaan ons. Almal het hierdie reis. Christus is op aarde, hulle verwag hierdie koning, wat gaan veg, op die troon kom sit, maar hy kom as 'n humble man, as mens, inkarnasie van 'n God na 'n mens toe. En hy kom humble, om vir ons te sterf. Wat daai tyd al die Vader se groot plan was, dat ons kan herstel word, wat in die tuin van Eden gesteel is, en die hele skepingsdoelwit omgeswaai het, word nou, is sy plan om dit terug te draai, dat ons kan verlossing kry, en kan terugkom en gered raak, en soos wat die tyd afspeel, kan ons in die ewigheid ingaan. En ek weet nie of julle weet nie, maar ons is 6000 jaar op die oomblik op die aarde, né? Ongeveer 6000 jaar. En julle weet, God se tydlyne sê, die laaste 1000 jaar gaan die millennium wees. En dis die laaste fees wat aankom. En dit gaan die fees wees wat Jesus Christus, die ruiter op die wit perd, as die regte
wat hulle gedink het hy gaan kom, het hy humble gekom vir ons sondes. Daar gaan hy kom as die vegter en die oorwinnaar teen hierdie in judgment wat moet kom. En hy gaan kom en daar gaan vir 1000 jaar vrede wees op hierdie aarde. En dan is 7 verby. Dan 7000 jaar verby. En God sê een dag is vir my soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag. So ons het 7000 jaar profeties op hierdie aarde gegee. Ons trek by 6000. Daar is 1000 oor wat die millennium moet wees. There's no time left. Op God se kalender tydlyn. Ons weet nie die ure en die dag nie, maar daar's nie meer tyd oor nie. So hy kom as hierdie humble man, hy kom en hy mens, en dis tyd vir die fees van Passover. Passover, die sonde, en hy kom daarin net voor dit. En sonder laat dit, en almal is nou, onthou met die feeste, moes hulle waarheen gaan? Jerusalem. Hulle moes met elke feesdag moes hulle opkom Jerusalem toe. En hier kom hy, en hy sê vir hulle, gaan na daai man se huis toe, daar gaan julle vir hom, hy gaan met 'n kruik loop, met water in, gaan vra vir hom, hy het 'n boot vertrek, en daar moet ons die Passover maaltyd geniet. En dis net toe so, daar is toe die man met die kruik, en daar is daar die boot vertrek, en hulle kan daar, maar wat vir my interessant is, toe wonder ek nou nogal oor die kruik en die water. Hoekom moes die man kruik en water dra? En is dit nie ook, hy is die lewende water en die kruik, en die man wat ook die kruik en die water dra, verteenwoordig ook net die lewende water wat ons gaan drink, die kruik wat vir ons gegee word, ek meen, dis uit stof, uit aarde gemaak, en ons het daai water nodig. Maar hy sê ook, daar gaan 'n esel met 'n filletjie wees, en hulle moet vir hom dit bring, en hulle sit hulle klere op, en hy gaan met dit in Jerusalem in, en sonder dat iemand dit beplan het, is net hierdie rehearsals, wat roep die mense uit? Wat doen hulle? Hulle sit hierdie palmtakke neer, en hulle roep uit, Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste, Hosanna. En raai wie raak hysteries? Vir wie werk hierdie storie nie lekker nie? Vir die fariseërs en die sadiseërs. Hulle sê, nee, wat gaan nou hier aan? Nee, hierdie kan nie so werk nie, waarmee is hulle besig? Hulle is hysteries, want hierdie Christus wat op aarde nou loop en wonderwerke maak, en die vry maak, en hier sit hierdie sondaars om hom, en hulle kom tot bekering, en hy, jy weet, die mense gaan na Johannes die Doper toe, hulle sê, hier is 'n sekte. Hulle sê dan, wat het ons laas behandel hierso? Hulle sê vir Jesus, hy is deel van Beelzebul. En hy sê, nee, maar hoe kan nie Beelzebul hê nie, hoe kan, daai twee koninkryke teen mekaar, dit gaan nie werk nie. Maar, so hulle is totaal gejitter, want hulle eet van die boom van kennis en kwaad. Hy sê vir hulle, julle wit gepleisterde mure. Hy was uitgesproke daarteen. En hier kom hulle, en hulle het die palmtak, en daai mense raak hysteries. En Christus sê vir hulle, as hulle dit uitroep nie, sal die klippe dit uitroep. En julle weet, ons het rots en klip al behandel. Christus is hy klip wat vir Goliat getref het. Christus is die rots waarop ons die huis bou. Christus is die rotskeer waarin Moses ingegaan het. En ek hoor dit en ek besef net, wie represent die klippe? Dit represent eintlik Christus. En wie kan nou hoor getuie as Christus homself wees? Niemand anders nie. Daar's stukke in die Bybel wat God sê, hy kan voor niemand 'n belofte nie, so hy sweer by homself. En dit is asof, as die mense dit nie uitroep nie, sal die klippe wat Christus verteenwoordig dit uitroep. Hierdie is die seun van God. Dis die seun van God. Die aarde, die skepping kan dit nie weerhou om dit te sê nie. Die skepping will declare this. En hy gaan in die tempel in.
En hier is al hierdie vrotgoed, en hy sê, hierdie moet 'n huis van aanbidding wees. En hy gaan en hy maak hy tempel skoon. En ons is die tempel. En dis weer eens, voordat Christus gekruisig is, weer 'n profetiese om te sê, maak jou tempel skoon. Kom weg van die, die Bybel is eksplisiet, hulle sê die hoerery, afgodediens, daai wat jy daai hand van die boyfriendie, jy bestuur, en dan hou jy jou man sit hier langs jou boyfriendie agter, hou jy lekker vas. Niemand sien nie, speel voetjie onder die tafel. So hier is ek met Christus in, julle wie flous ons? Het jy vir Christus langs jou, of eet tafel en nagmaal, maar hier speel jy lekker voetjie met jou skelmpie. Wie is daai skelmpie? Al jou ou sondekies wat jy lekker wegsteek en wat jy wil skinder en geïrriteerd raak en nie vir die Here vat en uitsorteer. Hy weet dit alles, jy kan maar dink, jy speel voetjie, hy weet alles. En hy maak hy tempel skoon, en is weer vir ons net 'n bewys van, hy soek dit skoon. Hy soek dit skoon. En hy gaan hou hierdie ete, saam met sy disippels. En hy sê vir hulle, van die wingerdstok se opbrengs, sal ek nie weer drink, totdat die kingdom of God gekom het nie. So hy verklaar, dat hy gaan nou gekruisig word, en eers daarna, met, sy kruisiging, sy opstanding, die Heilige Gees uitgestorting, daai koninkryk daarna, hy sal eers weer daarna hierdie beker neem. En hy neem die beker, en hy sê vir hulle, die een wat my gaan verraai, is hier aan tafel saam. En sommer net vir ons om weer te dink, is dit die moeite werd om te vaste aan hierdie goeders, om Christus te verraai. Wat ons nie besef nie is, die vyand wil eintlik net by ons steel. Dis nie van, jy's op die pound seat nie, glo jy vir my, elke ou wat vasgevang is in pornografie, wat op 'n minderwaardigheidsding vassit, wat hardloop in enige iets wat die vyand by jou, wat nie jou ma kan vergewe, wat nie jou pa kan vergewe, wat nie jou kollega kan vergewe nie, wat nie uit enige wond uit kan kom nie. Die vyand steel by jou en by niemand anders nie. Niks anders nie. Dis sy einddoel en sy prentjie is om jou te vernietig. Dis al. Want wat het met daai man gebeur? Hoeveel gelde het hy gekry? 30. En toe hy dit klaar gedoen het, vir Jesus gaan kus het, julle, dit is nogal rof, nê? Om iemand so te verraai met 'n soen. Want wat, ek meen, dit vir my soos amper soos hoogverraad, want ek meen, dit wys intimiteit. Ek meen, hulle, daai tyd het hulle mekaar gesoen, ek hoop op die wang, maar okay. Dis 'n kus, verstaan jy? Dis 'n kus, dit is van, ons is unity, ons staan saam, ons maak mekaar se rins toe, ons is hier vir mekaar, jy weet, ons hak in by mekaar, ons gaan nie laat iemand anders hier vir ons kom, moeilikheid maak nie. En met daai soen, kom wys hy vir hulle, hier is die Christus. Dis wild, nê? So, het ons al 'n bietjie gedink, wat doen ons baie keer, as ons daai kus gaan sit, eers? Daai verloonkus vir Christus. Het ons al gedink aan die haan, wat hy vir Petrus gesê het, voor hierdie haan 3 keer kraai, gaan jy my verloon het. Nee ek nie. Nee, saam u sal ek sterf. Nee, hier gaat ons, wat swaarde en hier gaat ons. Julle het daai haan die 3de keer kraai, toe is daai man devastated. Toe besef hy, wat het ek gedoen? Is dit nie so in ons lewens ook nie? Wat dink julle verteenwoordig daai haan? Ek meen, baie keer sien ons 'n haan bo op 'n kerk se dak. Ander keer, ek weet nie, haan, ek weet nie, as ek net aan 'n haan dink, dan voel dit vir my, daar's nie vir my so mooi betekenis aan 'n haan nie. 'n Haan voel nie vir my lekker nie. Die haan laat my dink aan verraad. Van,
I got you. Daadjie om tik, 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 en dan kakkelike, got you, jy is alweer uitgevang. Ja, en dan voel hy ou soos 'n skurk, nee. Ek meen 'n duif verteenwoordig vir my vrede en rustigheid, en jy weet, dit is asof God het ons met 'n duif, het die duif op Jesus kom neer daar met die Heilige Gees se uitstorting. Maar 'n haan, daar het nie 'n haan gekraai toe Jesus met die Heilige Gees gedoop is nie. Maar daai kikkelike, soos, het jou alweer, katvis. So, ja, mag ons die hane uit ons lewens kry, nê? En dit maak seer. En daai 30 silwerstukke, wat verteenwoordig geld? Wat is geld? Hoekom geld? Hoekom Christus verloon vir geld? Wat is die silwerstukke? Mammon. Ewel, mammon, besit, rykdom, gierigheid. Die 10de gebod, moenie begeer nie, meer. Wanneer is ons tevrede? Ek meen, wat het daai man hy was gekies as een van die 12 disippels. Hy het God se wonderwerke deur sy seun gesien. Kan julle dink wat het hy ervaar, beleef alles, en in sy pride, aksie, wat ook al hom gedryf het, die Satan, hulle sê in die Bybel, Satan het hom oorgeneem. Gaan hy en mammon vat beheer, al wat hy kon dink en sien, is daai geld wat hy kan kry. En toe hy besef het, wat het hy gedoen, wat gaan maak hy toe, was daai geld toe lekker? Hy het dit vir hulle teruggevat, toe wil hulle dit nie hê nie. Hulle nie, is joune, jy het dit betaal, dit is hierso. En toe gaan hy, en toe kry die vyand sy sin, selfmoord. So niks wat die vyand ons wonde gebruik, en mammon, en al daai goeders, eindig mooi nie. Hy maak ons dink, ons het die geld nodig, ons het die emosie nodig, ons het die lekker kry nodig. Maar op die einde van die dag, is hy net uit om ons dood te maak, dis wat hy wil kom doen. So hulle het hierdie tafel, en Jesus sê, hier is my liggaam, eet. Wat is daai liggaam? Waar het hulle nog sulke brood gekry? Manna. Manna is genoeg vir elke dag. En jy hoef nie eers op die Shabbatdag, die Sabbatsdag te gaan, die rustdag van God, jy hoef nie te gaan manna optel nie. God het gesê, ek sal vir jou daar 'n dubbel porsie gee die vorige dag. Hy het gesê, ek sal vir jou, as jy my vertrou, as ons God Elohim vertrou, sal hy die vorige dag vir jou 'n dubbel porsie gee. En jy sal genoeg hê om te gaan rus, hy sal vir jou sorg. Maar wat het ook daar gebeur met gierigheid? Kan julle onthou? Toe raak hulle daai mens in ons, wat bietjie daai 30 sikkel silwer soek, so wat het hulle gedoen? Wat het gebeur met daai manna? Dis hulle nie tevrede om elke dag op te tel nie, toe wat gaan doen hulle? Gaan begin opgaar, nê? En toe wat het in die kamp gebeur? Wurms, vrot, chaos. Uit God se orde uit. Vertrou nie op God nie. Nee, kom ons maak nog 'n bietjie manna by mekaar. Miskien moet ons môre 2 broodjies eet. Dis van 2 broodjies wat ons lyk soos ons lyk. Verstaan? So, nog bietjie. Wurms, vrot, chaos. So, sodra ons uit God se orde uitraak, dan kom maar chaos. Dan kom die wurms, dan kom die verwoesting. Sodra ons wil sê, maar ons gaan nog ekstra, ons gaan dit, ons is nie tevrede. Hy was nie tevrede om 'n disipel te wees. Hy was nie tevrede met hierdie amazing goed wat hy gebeleef en gesien het. Die vyand het sy hart gevat, sy wonde, sy pyn, sy minderwaardigheid en het vir hom geslat. En kyk waar eindig hy. Wurms, vrot, dood, self opgehang, selfmoord. So Christus sê vir hulle, hier is my liggaam, eet. Stukkie brood. En as ons hier elke keer nagmaal hou, daai stukkie brood wat jy eet, verteenwoordig
Christus se liggaam wat gesterf het. En wat het gebeur die Sondag? Resurrection power. So ons kan elke keer as ons die verbondsmaal vat, verklaar Christus, u liggaam, profeties eet ek. Dat ek weer eens my ou mens, my alles kom neerlê en u opstanding liggaamkrag vat, vul my met nuwe krag, vul my met dit wat ek nodig het, vul my met gesondheid, vul my met u wysheid, vul my met u liggaam wat my liggaam voed en deurgaan, want ons, Christus het gesê, ons kan nie net leef van die brood van die wêreld nie. Ons moet leef van hemelse brood wat niemand eers kan sien wat ons eet nie. So daai is 'n happie wat jy vat om te sê Christus se liggaam, maar is eintlik 'n groot prentjie om te sê dis die hemelse voedsel wat ons eet, wat ons net weer wys en profeties neem. Ons eet sy liggaam. Toe sê hy vir hulle, hier's my bloed. Dit is die sap, die bloed, my, wat gaan vloei, ek gaan gekruisig word. En as ons dit profeties, die druiwesap drink, nê? Wat is dit wat ons kan verklaar? Wat het hy kom doen met sy bloed wat gevloei het? Hy was vir ons skoon, soos die ooste van die weste. Maar wat nog? Sê weer? Hy maak ons vry. Sy bloed, jy weet as mense wat uit satanisme kom, dan sê hulle, die Christene wat so bid vir die bloed, hulle sê dis jakkie, dis 'n stikkie staf wat daar sit, hulle kan nie verby dit kom nie, dis terrible. Daai krag, dit maak vir hulle benoud en bang. So as ons net kan verstaan, hoeveel keer kan ons bid, die bloed Jesus, die bloed van die lam. As ons in die beradingkamer sit, en daar's bietjie aksie daar binne, en ons sê net, ons sit die bloed van Jesus op, ons brand jou met Jesus se bloed. Julle daai goed raak hysteries. Hulle kan nie die bloed van Christus staan nie. So ons het sy bloed, sy liggaam, want daar's iets in die profetiese, wat ons nie verstaan as mense nie, dat Christus, die eersgebore seun van God, geoffer is, en sy bloed wat gevloei is vir ons. En wat het hulle nog met Christus gemaak? Ek meen, waar die bloed oral gevloei? Hulle het hom, hoe lank het hulle hom ondervra? Hoe lank het hulle hom ondervra wat hulle niks met hom kon fout kry nie? Hoe lank? Julle het net al gesê hoe lank is hy lammetjie ondersoek? 3 dae. Hier is hulle. Hier is die vervulling. Daai lammetjie is 3 dae ondersoek. Al die jare, vir honderde jare. Hoe lank is Christus ondervra? 3 dae. 3 dae kon hulle niks met hom fout kry nie. Niks. Ek meen, hy het sy hande, wat Pontius Pilatus het sy hande in gewas en gesê, ek was my hande in onskuld. Ek meen, tot die vrou het 'n droom gekry en gesê, kan nie aan daai man raak nie. Kon niks met hom kry nie. En toe vat hulle hom, en toe slat hulle hom, nê? Hoeveel houe het hulle hom geslaan? Baie houe, ek weet nie eers hy getal nie. En dit was nie net met 'n sweep nie, dit was wat sulke stukkies ingehaat het, so as hulle vir hom slat, dan ruk dit vleis uit, slat. Julle, ek dink nie ons besef daai prentjie nie. Sy hele liggaam het vir ons dit gelei. Toe wat sit hulle op sy kop? 'n doringkroon, hulle bespot hom. So wat is hierso? Is ons verstand. So hy het ewen vir ons verstand, ons denke, ons gedagtes, ons negatiewe gedagtes, ons struggle is hier, julle, hierso. Die struggle is hier. Hy het daai doringkroon gedra vir ons hierso. Daai kroon van dorings is wat hy gedra het hier in daai penne het hier ingegaan en die bloed het gevloei sodat ons the mind of Christ kan have. Daar staan in die woord van God, ons het nie 'n gees van vrees nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing and a sound mind. So as jou mind nie sound is nie, want jy is angstig en jy is benoud
en jy dink aan almal wat lelik is met jou, en jy verbeel jou goed en jy hoor stemme, vat dit net na Jesus toe. Ons sê nie dat daar fout is met jou nie. Dis almal op hierdie aarde se struggle. Die vraag is, gaan jy na die Here toe? Gaan jy na hom toe en vat sy doringkroon wat hy vir jou gegee het en sê dankie vir dit, ek declare dat u kroon op my is. Daai wat u kom doen het, u die dorings gedra, u dit reeds gedra. Ek kan net kom vra dat daai nou ook op my is. Daar wat hulle hom gegeesel het, sy lyf, sy pyn, sy wonde, die swaar kry, hy het dit vir ons kom doen. Julle, het hy klere aangehad? Ek meen hulle het daai klere gaan verkoop. Hulle het dit Loetjies is seker niks anders as 'n bietjie dobbel nie. Hoe gaga is dit? So tot sy klere, hy's verneder, hy's tot in alles verneder, want hulle is sy klere. En dan, as hy dors is, toe gee hulle vir hom asyn. Hy het daai asyn gedrink. So wat is asyn? Is hy soet? Is hy heuning? Is suur? Dis bitter. Hy het klaar die bitterheid vir ons gevat. So ons mag nie meer met bitterheid verbitter, bitter tonge, vergiftig wees nie. Hy het dit gedoen vir ons. As jy sit met bitterheid en gaan na daai asyn wat hy vir jou gevat het en verklaar iets dan. As jy voel dis seer in jou lyf, dis moeilik, dis als gaan na die gesel toe iets dan. As jy sukkel met 'n mind of Christ, gaan na die doringkroon toe iets dan. As jy gaan dat jy swaar gebuk is en die laste is swaar en jy weet nie waar kom môre wat vandaan nie en jy het hierdie bekommernis, gaan dat hy die kruis, hy het dit vir jou gedoen, hy het die kruis gedra. Hy het klaar daai kruis gedra. Maak nie saak wat jou paadjie uitloop en hoe jy is nie, jy kan nou in God se rus en vrede inkom. Want hierdie stukkie op aarde is seker soos dit, ek meen ons kan dit nie meet nie, want ons kan nie ewigheid meet nie, maar net om vir ons 'n idee te gee, as jy dink aan die hele skepping, die aarde, dan dink jy aan die Melkweg, dan dink jy aan nog sonnestelsels, dan dink jy aan iets wat ligjare, biljoene ligjare van ons af is. En dalk is hierdie stukkie op aarde soos een sandkorreltjie van dit, as jy daai hele ligruim moet vul. Versus die ewigheid waar ons op pad is. Om in God se heerlikheid te wees, hom te worship. Daar gaan nie pyn wees nie, daar gaan nie siekte wees nie, daar gaan nie hartseer wees nie, iets dan. Ons gaan verheerlikte liggame hê, dit beteken, jou liggaam gaan nooit oud raak nie, jy gaan nooit meer hierdie siekte en seer en wonde en goed, dis die vervulling van dit alles. Toe staan 2 manne langs aan hom. So ja, sien julle, 3 dae geondersoek. En presies op die tyd, so, dat ons duisternis gekom. Dit was 12 uur, die middag. En hoe lank het daai duisternis geduur? 3 ure. En 3 is 'n baie profetiese betekenis in die Bybel, né? 3 enige God. Ek meen, jy sal baie keer die 3, dit is ontsettend profeties wat op die 3 gebeur. En op die 3 uur die middag, het die duisternis weggegaan. En in daai, ek meen, hulle sê dat graf toe opgegaan. Mense opgestaan, dit was net, kan julle dink, die havoc. Maar wat het in die tempel gebeur? Ons het die voorhof, die heilige en die allerheiligste. Wie mag alleen in die allerheiligste ingegaan het 1 keer 'n jaar om met daai fees, die Pesachfees, die fees van Passover, om in te gaan, net die hoërpriester. So dit was die voorhof, die heilige, die allerheiligste. Die allerheiligste het ons mos gesê, net die hoërpriester, 1 keer 'n jaar met klokkies aan sy roop, mooi klokkies, granaatklokkies,
granaat wat so beautiful is, die pitte, die blessings, die beautiful, mag hy ingegaan het, met 'n tou om sy voet, want as hy, en hy mag nie geslaap het die vorige aand nie, want hy moes hom skoonmaak en repent, en in God se glory in wees, want as hy slaap en hy droom, het hy dalk weer sonde gepleeg. So, deernag wakker bly, ingaan, atonement vra vir God se volk, om weer die hele jaar, atonement, met ander woorde, laat hulle skoon is weer, en dan het hy uitgekom. En op daai presiese feesdag, 3 dae gesoek, presies die lammetjie wat geslag is, word hy geslag. Presies sy bloed gevat vir ons. En op daai oomblik skeer die dik gordyn, nie van onder na bo nie, van bo na onder, regdeur. Hoekom? Ons het nou toegang. Christus se sterwe met sy bloed wat gevloei het, maak dat ons, as ons bid, kan sê, ons kom in die naam van Jesus, met sy bloed, in Vader se teenwoordigheid, met jubel en lofsang. Dink julle sonder daai bloed kan ons in gebed net sê, hier is ons in die troonkamer, ons sou almal mors dood neergeval het, want God is heilig, ons is sondig. Hy kan nie anders as om teen sy heiligheid te gaan nie, hy kan nie teen sy heiligheid gaan nie. Hy kan nie, dis net, hy is heilig. So, ons sou net gedooi het, soos die priester, as hy nie, hoorpriester, as hy nie dit reg gedoen het nie. Maar nou kan ons Jesus se bloed op ons sit. En met die bloed, die gordyn is nou weg. Ons het nie meer 'n hoorpriester nodig nie. Christus is ons hoorpriester, hy is die vervulling. Kan ons net inbetree in die allerheiligste, in God se troonkamer in. Julle, verstaan ons hoe groot is dit? Het ons 'n cookie clue, hoe amazing dit is, dat ons net kan, hier bid ons weer. Vader, hier is ons weer. Hulle moes 1 keer 'n jaar wag vir hy hoorpriester om in daai troonkamer, in die allerheiligste in te gaan. Hier gaan ons in. En wat is in daai kamer? Die verbondsark. Wat is die bloed wat ons, die sappies wat ons drink, wat verteenwoordig Jesus se bloed? Bloed. Bloed is verbond. Jy kry nie 'n verbond gesluit sonder bloed nie. Bloed is verbond. So dis hoekom, as 'n man en 'n vrou trou, is dit God se hart, dat hulle dan eers 'n huwelikskamer betree, wat hy op toe kyk, en dat hulle die eerste keer saam verkeer, is daar 'n verbond wat gesluit word. En hy kyk toe, en dis unity. Dis hoe heilig dit is. Amazing, nee? En ons tree in die allerheiligste in, en daar is die verbondark, en dis die bloed van Christus wat maak, wat wys, hier is die verbond. So as ons sondae, wanneer jy kan elke dag, kan jy jou nagmaal, jou verbondsmaal vat. Jy kan elke dag, dalk het jy 'n ding wat jy moet gaan, en wat ook al. So elke keer as jy daai drink, dan bevestig jy die verbond. Jy sê, ek kom profeties in die geestemensie in. Ek vat hierdie liggaam van Christus, ek drink hierdie sappie en ek sê, ek bevestig die verbond. Want jy declare weer jou verbond met God, dat jy sy kind is. Dat sy blessings op jou rus, dat sy beskerming op jou rus, dat die bloed van Christus oor jou is, dat jy journey met hom. En daarom kan ons nie verbondsmaal hou, met klomp sonde en onvergifnis nie, want ons maak dit goedkoop. Jy moet, as jy dit hou, gaan skoonmaak, as dit bid, en die Heilige Gees kom wys vir jou enige ietsie, wat jy wil uitsorteer, moet jy dit dan doen. Dan vat jy daai verbondsmaal, en het staan in die geestesdimensie, staan daai declaration. En ook, by die verbondsark, was daar in hom, was daar mos manna, wat net wys, we will have provision. Daar was die geribs, wat is, die Vader sal vir ons sy beskerming stuur. Daar is die amandelbloeisels, amandels, daar's hoofstukke oor amandels. Wat beteken amandels? Hulle blessing, die bloeisels, daai goed.
daar's die staf van Aaron, Psalm 23, hy is ons stok en ons staf, die stok, maak hy die gediertes en die demone en die vrot goed dood, en die staf trek hy ons so 'n bietjie nader, as ons 'n bietjie wil afwyk. Kom skapie, kom weer 'n bietjie terug, jy's bietjie uit lyn uit, waar gaan jy daarheen, kom so 'n bietjie terug, kom, met daai stafhakkie, kom 'n bietjie in, en die ander kant, fight hy vir ons, nee. Dis alles daar as jy in die verbond, die allerheiligste betree, wat ons kan. Dis daar, ongelooflik. En mag hulle sy bene gebreek het? Mag nie. Hulle mag nie sy bene gebreek het nie. So die lammetjie ook, mag nie die bene breek nie. Mag nie die bene breek nie. En toe hy sterf, net voor hy sterf, is daar daai laaste skapies wat heel laaste gaan inkom. Wat die Here amper uit die vuur uitruk. En wat sê, moet my nie vergeet vandag nie. En hy sê, vandag gaan jy saam met my in die paradys wees. En die ander een kegel hom uit en sê, as jy die seun van God is, kom aan, haal jy 'n bietjie hier af man, wat? Pride, mean, wil nog, ek ben nie eens besig om gehang te word en dood te gaan, en wil jy nog steeds mean wees, rarig, when are you gonna change? As dit jou nie laat change nie, jy hang langs Christus, die seun van God, die glorie is op die, ek meen, hier kom, moeder Maria wat swanger is, in by Elisabeth wat met Johannes die doper swanger is, en net oor sy Christus in haar baarmoeder het, wat sy vir haar kuier in haar huis instap, daar is Johannes die doper, net as gevolg van haar teenwoordigheid daar, beweeg Johannes die doper in sy ma, hy word net daar met die Heilige Gees gevul. Ek meen, hier is hy langs die Christus, en tot dit move hom nie eers nie. En toe Christus en hulle bespot om, hulle sê, koning van die Jode. En die profetiese daar agter is, he is the King of Kings. Want daar het hy gekom om te sterf, vir ons sondes, om vir ons atonement te bring. Verstaan ons die woord atonement? Atonement as die oordeelsdag gaan wees, gaan ons almal moet hel toe gaan. Maar omdat Christus, hier's jy, en Christus en sy bloed en alles wat ons aanneem as verlosser en hom wil volg in 'n lewe lyf van salvation, work out your salvation with fear and trembling, gaan hy voor jou ingaan. So as daar judgment is, die judgment, he's stopping it. Hy's jou atonement voor jou. Is dit nie wonderlik nie? Hier gaan ons in die oordeelsdag en Christus gaan net, hy atone net voor ons. Ongelooflik. Nee, as ons net kan grab, wat het hy vir ons gedoen? Hoeveel daarin is, die genesing, die orde, die struktuur, alles wat hy net vir ons daar beteken. En ons kan genoem word, kind van God. Verstaan ons dat, ek meen Christus is die eersgebore seun, maar ons volg as seuns ook. Net soos wat ons die bruid van Christus is, so volg ons ook as seuns. En daai enetjie is saam met hom paradys toe, en die ander enetjie is aan die kant in. Hy's 'n town, en toe kom die Vrydag 6uur, Vrydag 6uur is mos nou hulle Shabbat, so hulle mag nou nie meer beweeg en te kere gaan nie, so hulle moet hom haastig afhaal, hulle moet hom in dit graf gaan sit met 'n klip wat voorgerol is, en net voor sy kruisiging, kom daar 'n vrou, en sy kom met duur parfuum. Hulle sê dit was so duur, dat as jy daai parfuum verkoop, kon jy vir 'n hele jaar, vir ek weet nie vir hoeveel armes kos gee nie. En sy kom met daai parfuum, en sy kom bless hom, sy stort, sy salf hom met daai parfuum. En hulle is ontsteld. Nee, hoe kan ons nou hierdie parfuum mors? Hoeveel? Hy sê, luister, julle gaan die armes nog baie lank saam met julle en my Sy het my kom balsem en parfuum, my liggaam gereed kry vir wat nou gaan gebeur. Mag ons 'n parfuum wees wat ons heeltyd uitstort op Christus.
Mag ons ons beste vir hom gee. Mag ons dit wat ons wow is, jy weet, daai wat jy, as ons nou in die wêreld sou kyk, so sê nou maar, daai skaapchoppie is jou heel beste. En hier stuur die mense nou onvoorsiene kuiergaste, die Here stuur hulle nou so 'n bietjie op jou pad. En hulle is honger. Gaan jy nou kyk, wat 'n blikkies kos maak jy oop, of gaan jy nou as die Here vir jou sê, maar ek wil sien wat jy daar doen, gaan jy vir hulle daai, en nou is daar net 6, en nou is julle 7 mense. Nee, toe maar, ek is nie vanaand lus vir vleis nie, hier is choppies, eet lekker, eet dit. Hoeveel van ons gaan dit reg kry? Hoeveel van ons gaan dit reg kry? Om dit te doen. Hoeveel gaan ons, gaan regtig God se stem hoor, om ons beste te gee? Hierdie is nou maar waar, en ons moet versigtig wees, want as jy net gee uit religion en doen en so, dan is dit nie noodwendig God se hart nie, dan mors jy al jou energie. Man, jy's uitgebrand hier by maand 3, jy kan nie meer funksioneer nie, want die vyand hou jou so besig met goedjies doen, plaas dat jy net hoor waar wil God jou gebruik, en daar gee jy jou heel beste. So sy dit kom doen daar, en profeties om voorberei. En ongelooflik, 3 dae later staan hy, die sondagoggend staan hy op. En hulle kom by die graf en daar is niemand. Die klip is weggerol. En daar is hierdie engele. En daar wat hulle hom bespot het om te sê, koning van die Jode. He is the King of Kings, the Lord of Lords, he is everything. En hy kom terug as die ridder op die wit perd. En mag ons almal in sy rug vaskyk, nê? Sy remnant wees wat saam met hom kom, om die Armageddon oorlog te voer, om te doen wat hy wil gehad het moet kom gebeur. Want hy kom om te judge as hy weer kom. Hy het gekom, humble, liefde, maar hy is 'n leeu en hy is die lam. Hy het gekom as die lam. Hy het gekom om vir ons hy velletjie, die bloed ook te gee, vergifnis, deurbraak, beskerming. Hy het dit als vir ons gebring. Now we need to do our part. Nou moet ons dit vat, en ons moet hardloop met dit. Ons moet doen wat ons geroep is om te doen. Want as hy weer kom, kom hy nie as die lam nie. Hy is klaar gekom as die lam. Die volgende koms is die leeu. En hy gaan soos 'n leeu brul. En hy gaan kom om die wêreld te verower. En om klaar te maak met die sonde, met die ongeregtigheid, met die terrorisme, met die verkrachting, met die oorspel, met al hierdie vrot goed, al hierdie goed wat 'n walging in sy oë is. It's gonna stop. En dit gaan gevul wees, daar kom 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel. Die see gaan nie daar wees nie. Dit gaan net ongelooflik wees en mag ons nie een dit mis nie. En mag ons hierdie rehearsal wat gebeur het, wat nou in vervulling gekom het met Christus se kruisiging, sy opstanding. Die 7 dae wat hulle voor die kruisiging is daar 7 dae wat hulle in gereedheid kom. So mag daar iets wees wat ons vir 7 dae dalk sê, profeties wil ek iets doen om te declare. Al gaan hou jy vir 7 dae nagmaal, al dink jy net daaraan en sê, Vader, hierdie 7 dae, Heilige Gees, maak my hart ontvanklik, vir 7 dae lank, voordat ons hierdie fees weer vier, kom wys vir my goed wat ek, julle dis 'n open heaven, daai 7 dae voor die kruisiging is 'n oop hemel, in die geestelike dimensie. En as jy met 'n oop hart kom en sê, Here, kom wys my alles wat ek wil uitsorteer en regkry en weer voor U hanteer. Kyk vir Ferdi. Ons het gebid, die Here het kom profeties kom wys. Ek meen, ek ken daai man van geen kant af nie. Die Heilige Gees het vir hom kom wys dit en dit en dit. Toe gaan bid hy daaroor. Hy kom vra, die Here kom wys vir hom in 2 drome. So. Exact. En hy kan daai hele ding uitsorteer. Nee? Imagine, ons gaan in gebed vir 7 dae voor die kruisiging. Ons vra, Here, kom wys ons net weer wat moet ons uitsorteer. En ons vat bietjie hierdie kruisiging hierdie jaar, Christus se afsterwe, en ons verklaar in the heavenlies die kroon. Ek meen, hy's met 'n spies, julle.
daai spies, die spies wat ingegaan het hulle tot gesê, daar het mos daai water uitgeloop. En hy het gesê, toe hy klaar is, wat was sy woorde? Dit is volbring. En hy het gesê, Vader, in u hande gee ek my oor. So mag ons daai ook vat en sê, Vader, soos Christus oorgegee het, ons gee ons in u hande oor. U is vir ons genoeg, u is ons alles, ons is tevrede, ons vat al daai simbole en apply dit op ons. En vra dat ons sal onverskrokke, onverskroom, goed in ons lewe uitsorteer, bidders wees, wie gaan dit aanraak, wie se lewe gaan dit raak, wie gaan dit beskerm, ek weet nie, Christus weet, maar imagine eendag kom ons in die hemel, en die Here maak die boek oop, en jou naam is in die boek, en skielik drop dit net so in jou, dit wat jy in liefdestaal vir die Here gedoen het, dat jy nie geweet het wat dit beteken nie, kom drop dit en jy sien, ek het 'n legacy, daar's daai een, hier's hierdie een, ek het nie eers geweet, hulle het eventueel by die Here uitgekom nie, daar het ek vir iemand gebid, hierso het ek net vir iemand bederf met 'n ietsie, dit, alles om God te verheerlik, en wow, kyk net wat dit beteken, imagine net dit, maar ons moet ook net weet, God is 'n God van orde, dit beteken, in ons gesinne, moet daar struktuur wees. Ons kan nie ons kinders los om te doen net wat hulle wil, want God is mos liefde, mamma het jou so lief, okay, shame, ja, is moeilik daar, nee, okay. Ons moet maar sê, soos Eli, God het gesê, Eli, oor jy nie jou seuns getuigtig het nie, jy kan nie dit doen nie, jy het hierdie bloedlyn so gelos, daar's judgment op jou, so jy moet gaan en sê, luister, kom ons trek daai bietjie reg. Jy gaan nie gewild wees nie. Maar ergens hulle so 25 jaar, dan kry hulle verstand. En dan kan hulle nie vir jou genoeg dankie sê wat jy gedoen het nie. Hulle sê net, mamma, papa, dankie dat julle dit goed. Ek meen as hulle die dag trou, dan dis soos gevleelde woorde met roos, olie besalf, soos wat hulle net al hierdie dankbaarheid, dan hulle nou wysheid gekry, tot hulle kinders kry, dan moet jy hulle hoor. Nee? Eers was jy by al die terapeute wat hulle moes gaan sien, of die ooms of die tannies, of by die vriendskappe, en almal is jy die vrotste ding uit. Nou het hulle kinders, nou loer jy hulle maar net so. Ja, daar het my pa my pak gegee, dit was onnodig, gaan sien jy, die bloetjies kry baie pak, hierdie dink ek is nie so nodig nie, jy weet, hoe nie wat hier aangaan nie. Maar ja, as mens 'n sekere ouderdom kry eers wysheid, nee. Ek sê altyd, ons sê vir mense, hulle moet 'n trust hê, as hulle klein kindertjies het, en dan gebeur iets, mens moet voorbereid wees, jy weet nie wat die Here, hoe die goed werk nie. En dan sê ek altyd, nee, jy kan nie daar, so laat die trustees eers op 'n bietjie ryper ouderdom, want as jy op 19 jaar, daar gaan nie universiteit wees nie, het gaan 'n Ferrari wees, en 'n bietjie 2 jaar rondtoer oor see wees, en daai tipe goed, ons het nie verstand nie, die verstand kom nog, maar mag ons nou sê, ons het Christus se verstand, the mind of Christ, en ons sien die vyand se leuns in sy speletjie, en hoe hy wil te kere gaan. En ons bring ons goed in hom, en mag ons 'n welgevalle offer wees, 'n reukoffer in God se neusvleuels. Is daar iets wat iemand wil byvoeg of sê, of 'n vraag vra? Ja, kyk, dit is maar net, mirre is bitter. Dit gaan maar net oor die bitterheid, nee. Ja. Alles, daar is so, ons kan nie eers nou is te min tyd, om net elke dingetjie se profeet, maar daar is so baie profetiek, en goed in elke ding wat gebeur het. Wat mens net kan, en dit wat gebeur het, ek meen die man wat sy graf hy gekry het,
daar's so baie goeters, en dit moes 'n nuwe graf gewees het, en hoe die goed gevou was, so as die Jode hulle broodjie eet ook met, as hulle nou Shabbat hou, die manier hoe hulle die servet vou oor die broodjie, is nog steeds gevou soos Christus se kopdoek wat sê hy kom weer. Jy weet, daar is, sy doeke wat hy in toegerol was, en toe hulle ingegaan het by die graf, die doeke was op 'n spesifieke manier gevou, en die manier wat die doek gevou was, is die manier wat hulle weet, as jy daarna kyk, beteken I'm coming back. En dit is net ongelooflik alles, hoe dit beteken, en wat dit beteken, in daai diepte, en 'n ou net dit kan verstaan. Maar ek het net al gesien, to apply the blood of the lamb, the blood of the lamb, the blood, daai nagmaal, as jy deur 'n fight gaan, as jy deur 'n deurbraak kort, ek meen, sit daai name van Christus aan, laat dit speel, hou jou nagmaal, jou verbond, verklaar jou verbond, daai in die heavenlies, in die geestesdimensie, hulle sien daai verbond, dit staan, en bid, hoe meer jy vir God vra, wys my, wat moet ek skoonmaak, wat moet ek uitsorteer, wat moet ek hanteer, bid, en daai bid gee vir jou nuwe krag. Hy moes in die tuin van Getsemane ingaan, hy het gegaan, daai disippels kon nie wakker bly nie, hulle kon nie wakker bly nie, hulle was regtig, hulle was te moeg, hulle was swak, die gees was gewillig, maar die vlees, en ek meen, hy het letterlik bloed gesweet, die agony, en sê, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker verby my gaan, maar nie my wil nie, U wil, dan het hy nie vrede nie, sy menswees kon nie hierdie ding wat hy moes doen hanteer nie, imagine, hy het geweet presies wat gaan gebeur. Ek meen, dis nie soos ons wat die eerste baba kry, dan weet jy nie, want as jy weet, dan gaan jy nooit die eerste baba kry nie. Maar nou kry jy die eerste baba, en dan is dit so lekker om 'n babiekie te hê, dan vergeet jy nou maar weer, dan kry jy nog een. Maar hy het geweet, tot hulle, jy weet, 12 jaar oud raak, dan weet jy nou nie meer nie. En dan, jy bly maar net lief vir hulle. Hy het geweet, hier gaan dit gebeur, hierdie pyn, hierdie dit, spykers. Hoekom aan die hout? Hoekom so die spykers? Daar's 'n hele ding wat hulle medies ook verklaar het, wat hy moes deurgaan, hoe hy gesukkel, om asem te kry, moes hy opkom, 'n asem tegen, so, met sy voete so in sy hande in die lug, ek meen nie, hy hang in die lug, jy het nie ankers nie, dit was verskriklik gewees. So daar's so baie van die goed, wat ons nie nou eers kan praat nie, maar mag die Heilige Gees met ons praat, laat ons besef, ek meen ons is duur gekoop, daar is nie 'n groter prys om te betaal nie, ons is duur gekoop met hierdie goed, en mag ons net verstaan wat ons het. Ok, nog 'n laaste ietsie, is julle reg? Reg vir 'n amazing tyd wat ons ingaan, en ek dink net daai stasies wat gebou word, en wat mens kan gaan staan by, en net God se teenwoordigheid voel, ek dink dit gaan ongelooflik wees. Ek vertel vir almal wat ek raakloop, as julle wil, ons kerk het so iets, kom, staan stil by die Here, en jy weet, ervaar net dit wat hy kom doen het. Alright, kom ons bid saam, ons sluit af. Abba Vader, dit was nou so lekker om te gesels oor die dinge, ons is so bederf en regtig gebless dat U vir ons so lief het, dat U seun vir ons gegee het. En vanaand wil ons net kom en ons wil sê, dankie dat ons die bloed kan apply, dat ons wat hier sit kom vanaand sê, vergewe asseblief ons sondes, ons tekortkominge, ons pride, ons menswees, ons gesukkel, en ons vra dat U asseblief net die bloed van Jesus Christus oor ons sit, dat dit ons sal bedek van ons kroentjie tot ons toentjie, dat dit ons elke bloedsvat sal vervang, dat dit deur ons DNA sal hardloop, dat dit deur ons organe sal gaan, dat ons daai doringkroon wat U gedra het, sal ons mind replace with the mind of Christ. Dat die spykers wat ingekap is by U, dat ons kan weet, ons hande en ons voete behoort aan U, dit wat ons vat, daai gate wat U het, daai bloed wat gevloei is, dat ons hande U touch sal hê, U liefde sal hê, sal werksaam wees in goddelike dinge, sal vat met liefdeshande,
ons voete waar ons sal loop, dat u bloed deur ons voete sal loop, dat dit die grond sal bedek waar ons gaan, dat dit grondgebied vir u sal eis. En dit sal verklaar dat u is die seun van God. Daar waar u gegaan het en daar's 'n bespotting gemaak van u is die koning, kom verklaar ons dat u is die koning. U is die enigste. U is die allerheiligste. U is die lewende God. U is nie 'n dooie God nie. U is die leier van die weermag. U is die alles. You are the great I am. You are the all existing one. Vader, ons wil kom verklaar u verbond met ons. Ons wil vanaand kom dankie sê dat ons in die allerheiligste kan ingaan waar ons nou bid tot u met Jesus Christus se naam en se bloed oor ons, dat ons kan die liggaam van Christus eet, dat ons kan gevoed word met hemelse brood, dat ons in resurrection power kan opstaan, dat ons u skape is wat u weer nader trek soos dit nodig het, dat u vir ons veg teen die goggas en die vrotgoeters, dat u vir ons die bloeisels gee, die amandel, dat u vir ons die engele stuur om vir ons voete te rig, dat ons nie eers ons voete sal stamp nie. Dankie dat u ons papa is, dankie dat u ons lief het, dankie dat u soveel geduld met ons het. En ons wil vra dat u werklik vir ons met hierdie unleavened bread 7 dae sal kom wys wat is nog leaven in, wat is daai gis in ons, daai suurdeeg, dat ons dit kan verwyder, sodat ons ook soos die vrou kan kom en ons diersame, beste parfuum op u kan kom uitstort. Here, maak ons harte oop, dat dit vir ons lekker sal wees, om vir u te bedien, vir u te gee. Maak dit dat dit 'n groot joy in ons lewe sal wees. Vader, maak weer vir ons vars van u Heilige Gees. Dat ons met 'n nuwe vreugde en vrede sal loop in u pad van geregtigheid. Vat ons tempels en reinig dit. Haal alles uit wat nie van u is nie. Maak ons tempel skoon. Maak dit weer glashelder en aangenaam, dat ons 'n tempel is van aanbidding, wat u aanbid, dat ons hele lewe 'n aanbidding plek is. Ons tempel 'n plek van aanbidding vir u is, dat alles wat ons doen 'n aanbidding tot u is. Vader, ek wil kom vra dat u elke ene wat vanaand die tyd uitgekoop het en wat luister, sal kom aanraak. En net weer, Here, vir ons tot die besef laat kom dat ons is seuns van God. Dat Christus het vir ons gesterf as die eersgebore seun en ons volg in daai seunskap. En dat ons die verantwoordelikheid sal vat van daai seunskap en dat ons volwasse sal optree en dat ons sal aanhou drink van u liefde. En dat ons by u die wysheid sal kry wat ons nodig het vir wat ons moet doen. Ons verhef u, ons sit u in die hoogste hemele en ons verklaar dat u die Vader is, ons verklaar Christus dat u die Seun van God is en ons verklaar Heilige Gees dat u die Gees van die lewende God is. Ons onderworp ons aan u, ons sit nou op ons voorhoofde en ons handpalms, ons doorposts, sit ons die bloed van die lam op en sê ons eer u en ons dankie en ons lief vir u. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam.